Hallo julle, Hallo daar. ons het vandag so 'n bietjie van 'n ander agtergrond. Deels omdat die krag af is en ons dan geen ligte daar in die kothuis kan aansit nie en omdat die lig baie mooi is hier in die biblioteek en ons het gedink 'n verandering is ook partykeer goed. Ja, lekker leeslig. En ons fokus en ons tema waaroor ons vandag wil gesels is tegniese taal. In Engels praat hulle van jargon. En in die tyd waarin ons leef en in die wêreld waarin ons leef in verskillende areas is daar hierdie tegniese terme wat mettertyd in die algemene spreektaal opgeneem word en wat 'n mens dikwels gebruik en sommer maar net so onnadenkend inpas in 'n mens se sinne. En baie keer na 'n tyd begin dit so half haak aan 'n mens. Mm. Dit is asof dit maklike terme word en dit onnadenkend gebruik word. Maar die vraag is ook, kan 'n mens van daardie terme intrek of kan dit 'n mens help om ook tot beter begrip en insig te kom in 'n mens se geestelike reis? Ja, Ehm met 'n bietjie 'n wyeer konteks, Dis in 'n reg. wyeer konteks daarna kyk. Mm. Mm. Of vat wat dit beteken en kyk hoe jy dit wyeer kan toepas. Dis reg, dat dit nie net op 'n sekere terrein toegepas word waar dit 'n geuite betekenis kry nie, Mm. maar waar dit wel ook 'n wyeer betekenis kan hê. Mm. Okay, so ons gaan begin is bietjie soos verlede week wat ons so iets op mekaar spring, dat dit nou nie iets is wat jy verwag nie en kyk waar gaan dit heen. Mm. En ek het nou eintlik nou aan my woord gedink in Engels en ek weet nie heeltemal wat die woord in Afrikaans is nie. Maar ek het gedink om bietjie te gesels oor die woord 'n microbyte, Microbyte. 'n microbyte. Mm. So dit is die kleinste, sover ek weet, die kleinste vorm van waarin inligting gestoor kan word. Mm. Mm. En in my dae toe ek nou die rekenaarwetenskap studeer het hy net twee waardes gehad, 'n 0 of 'n 1. So as jy hom bymekaar voeg, hierdie klein stukkies inligting bymekaar voeg, het jy kodes gekry. Mm. En volgens daai kodes kon jy dan 'n programtaal skryf en jy kon instruksies vir die rekenaar gee. So net in terme van om te kyk na 'n verskriklike klein stukkie inligting. Mm. Of iets wat baie eenvoudig ja, soos jy kan sekerlik nou sê 0 en 1 wit en swart. Jy kan 'n dualistiese ding, want dit is bietjie van 'n dualistiese stelsel. Maar as jy na een van hulle kyk, wat of 'n 0 of 'n 1 is, maar in 'n groter konteks, 'n baie eenvoudige klein stukkie inligting. En presies, hoe speel dit vir jou in op jou geestelike lewe? Nee, ek het net gedink om daar te gesels in terme van die klein goedjies. Ek hou daarvan. Die dinge wat baie keer by ons verbygaan, of iets vreeslik eenvoudig wat ons, soos jy sê, maklik net kan ignoreer. En wat op 'n baie fyn manier vir ons iets oordra wat ons nie altyd eers van bewus is nie. En wat klein boublokkies is van iets groter. As jy 'n woord vat, 'n woord is opgebou uit klanke, 'n enkele klank. So kan jy kyk, alles is opgebou uit hierdie verskriklike klein deeltjies, atome, molekules wat bymekaar gesit, alle chemiese stowwe. Alles word van 'n baie basiese klein deeltjie af verder uitgebou. Ja. Ja, dis 'n mooi woord. Ja. Ja, 'n mens hoor dit baie. So ons lewe bestaan uit mikrogrepe. Ons praat ook van hoeveel mikrogrepe per sekonde word afgelaai. So ons praat in terme, dis amper 'n spoed. Dit gee jou 'n begrip van hoe vinnig jou data oorgedra kan word. So dit het allerlei ander
funksies wat daarby kom, maar dit word gemeet in daai mikrogreep. En dit is interessant, ek dink wanneer 'n mens oor aan hierdie dinge dink, dis verstommend hoe baie die rekenaarwêreld ons taal beïnvloed en ons lewens Hoe baie beïnvloed. nuwe terme daar is. Ja, En dan weer hoe dit ons lewe beïnvloed. ja, as 'n mens net dink aan 'n woord soos the cloud. Ek laai hom op die cloud af. Daar's nie eers regtig 'n baie mooi Afrikaanse woord, jy laai nie iets op 'n wolk af nie. Jy laai iets op 'n cloud af. Ek dink jy kan 'n geheuewolk hê. 'n Gedagtewolk. As mens altyd na hierdie tekenprentjies kyk, dan is die gedagtes is altyd in die vorm van 'n wolkie. Maar dit laat my so bietjie dink aan mindfog en dit is nou weer iets anderster. Ek wil nie my Jy's nou besig om te elaborate. ek wil nie my data aan mindfog aflaai nie. Hy moet onthou wat ek vir hom gee. Jy weet wie kan kry. Ja, maar so met ander woorde, die rekenaarwêreld beïnvloed baie ons manier van dink, hoe ons praat, hoe ons toepassings maak. Dit het 'n wye uitkring moontlikheid, né? Maar as ek moet dink aan my tegniese taal, dan moet ek nou vanmôre bely, dan is die jargon wat ek vanmôre aan dink eintlik 2 woorde wat my baie keer krap. Omdat dit uit die wêreld van bestuurswese kom en van organisasies en beroepsaanstellings en die tipe dinge. En daardie 2 woorde is dinamies en instellings van uitnemendheid. As ek 'n advertensie kry of lees waarin daar gepraat word, hulle soek na dinamiese kandidaate om 'n bydrae te lewer tot 'n instelling van uitnemendheid. Dan maak dit jou wiele pap. Dan maak dit my wiele pap. Wat in sigself 'n tegniese term is. 'n Tegniese term is. Ek hou nie van daardie woorde wat gebruik word nie. Hoekom nie? Wat omtrent dit? Wel, in die eerste plek, dis onnadenkend. Dit het gemaklike taal geword. Ja, dit klink belangrik. Dit klink belangrik. Of jy dinge bymekaar het. Ja, ja. Maar dit is terme wat maklik aangewend kan word sonder dat ek wil amper sê dis lui taal. In 'n mate vir my. En die hele ingesteldheid daarvan. En dinamies is eintlik 'n mooi woord. Ja, en uitnemendheid is ook 'n mooi woord. Dit is, maar ek wil nie vir 'n instelling van uitnemendheid werk nie. So het ons nie 'n instelling van uitnemendheid nie. Wat het ons? Ons het dis 'n baie goeie vraag. Ja. Ons het nie 'n instelling van uitnemendheid waarin 2 dinamiese mense werk nie. Kom ek stel dit vir jou so. Of dan mag 1 dinamiese mens wees. Okay, nou Maar ek is nie daai een nie. Goed, so wat is kom ons begin by die dinamie. Wat is 'n dinamiese mens in daai opsig vir jou? Dit is 'n mens wat hulle self tot die been sal werk vir die organisasie. Van uitnemendheid. Vir die organisasie van uitnemendheid. Ja. Vir die instelling van uitnemendheid. Ja. Met ander woorde, dit is produksie. Ek dink dit is vir my baie ingestel op produksie, effektiwiteit, sulke tipe dinge. Beweging van Ja. Met ander woorde, dit gaan vir my teen my aard in. So ek openbaar nou eintlik baie dinge van myself, maar daar is nie tyd vir nadenke en oorsig en sulke dinge nie. Nou, ek bedoel ek verf met 'n breekwas, né?
En dis 'n perspektief. En dis 'n Ons perspektief. almal deel nie noodwendig hierdie mening nie. Ja, goed. So ons het nou wegbeweeg van jargon na dinge wat ons krap. Okay, nou die uitnemendheid. Uitnemendheid, dit gaan vir my meer as 'n organisasie van bewustelik wees. Dis anderster as uitnemendheid. Wat word oor die algemeen bedoel met 'n instelling van uitnemendheid? Dis uitskieters, dis die beste van die beste. Ja. Dis die hoogs hoogs effektiewe. Ja. Dit is woorde wat inspel op 'n ethos van 'n kapitalistiese wêreld. Voel dit vir my? Voel dit vir jou? Voel dit vir my? Volgens jou, na jou mening. Na my mening. Ja. Maar dis waaroor ons gesels het. Ja. Ja. So ek hou nie van daai woorde nie. Ek hou nie daarvan as ek dit in advertensies sien nie. Dit voel vir my hulle kan meer kreatiewe woorde kry. Wat meer die siel van 'n organisasie uitbeeld as. Maar miskien is dit die siel van 'n organisasie. En dit bekommer my. Ja, so interessant. Ons sal graag hoor wat dink julle? Op hoeveel tone het ons getrap? Ja, ek vra om verskoning as ek op tone getrap het, soos ek sê, dit is nou regtig dinge en ek dink dit sluit vir my by my spiritualiteit aan, by my geestelike lewe, in die opsig dat ek wil dieper sak. Ek wil so dis meer dis meer dieper as hoër. Ja. So en dit is eintlik twee verskillende lewensrigtings op 'n manier. Ja. Ja. So dankie dat ons met julle kan gesels. Ons doen dit volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.